Ons sê baie welkom by ons, vir ons Homebase kykers wat by ons aansluit by die woord in diepte, en dis met groot dankbaarheid wat ons hierdie reeks deur gegaan het. En ons is by die voorlaaste Bybelstudie oor Josua en sy geloofslewe, en ons kan soveel daaruit leer. Maar vandag wil ons nie na Josua kyk nie, ons wil na God kyk, want hy is getrou. En as jy na die gebedsfoto kyk, dan sien jy daar die maan wat voor die son ingeskuif het, en nou begin die son agteruit loer met 'n sonsverduistering. Kom ons bid saam. Dierbare Vader in die hemel, ons weet dat sonde ingekom het en u duidelike beeld van liefde het toegemaak het, sodat ons as mens nie daardie heerlike liefde kon herken nie. Vergewe, Here, maar maak ons oë oop dat ons in die volle lig van u liefde sal kan leef vandag. Want ons weet, God is getrou en hy is lief vir ons. Wees met elke Homebase kyker, dat hulle u liefde sal raak sien, maar ook, Here, dat hulle dit sal ervaar. Amen. Wanneer ons weer kyk na daardie foto van die sonsverduistering, dan is dit vir my opmerklik om net daaraan te dink dat lig trek teen 186.000 myl per sekonde. Nou, ek weet ek het dit gesê, maar ek begryp dit nie, en ek weet nie of u dit begryp hoe vinnig dit is nie. Met ander woorde, lig trek teen 'n geweldige spoed. En hoe ver is die maan van die aarde? Die maan van die aarde is omtrent 384.400 kilometer van die aarde af. Nie net 1000 nie, maar amper 385.000. En wanneer daardie maan wegskuif en die lig agter die maan verbykom, dan neem dit, hoe lank om by die mense oog op die aarde te tref? Omtrent 1.3 sekondes. En die woord sê vir ons, God is lig, en ons kan dit nie begryp nie, want God is buite die mense begripsvermoë. Maar vandag wil ons kyk na die getrouheid van God. En hierdie fotootjie het vir my net sy skepingskrag, sy grootheid, so 'n bietjie beter verduidelik. Lees vir ons, Rebecca, daar, Matteus 24 vers 35. Die hemel en die aarde sal vergaan of verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. So, wat kan verbygaan? Nou is daar iets wat vas is op hierdie aarde. En dalk kan jy dalk na jou huis kyk en sê, dis vas, maar as 'n bom jou huis tref, is hy weg. En dan kyk ons maar na die berge soos Dawid gemaak het. En hy het sy bergvesting gehad toe Saul hom gesoek het en gejag het soos 'n dier, en hy het in die berge en die grotte gaan wegkruip. Die berg is iets groots en iets vas. Maar die berge kan ook in mekaar tuimel met 'n aardbewing. So die teks sê vir ons, nie net die aarde nie, nie net 'n berg nie, maar die hele aarde. En dan sluit hy die hemel in, en dit sluit seker die heelal in. Die hemel en die aarde. Sou dit verbygaan, sal God se woorde nog vas staan. So dit is 'n begrip wat groter is as wat ons kan begryp. Nou alles is vervul. Lees vir ons Josua 21 vers 45 asseblief.
So het die Here dan die hele land aan Israel gegee, wat hy hulle vaders met 'n eed beloof het om hulle te gee. En hulle het dit in besit geneem en daarin gaan woon. En die Here het hulle aan alle kante rus gegee, net soos hy hulle vaders met 'n eed beloof het. En niemand van al hul vyande het voor hulle stand gehou nie. Al hulle vyande het die Here in hulle hand gegee. Nou, voor jy verder lees, dit is vir my so mooi om die tipes en die antitipes in die woord van God raak te sien. En hier het ons 'n verhaal van die Here wat Israel inbring in die land Kanaan. En hy sorg vir hulle. En Josua sê hierso, alles, al die beloftes van die Here het hy vervul. Is ons nie ook op pad na ons hemelse Kanaan, na ons ewige tuiste toe nie? En spoedig gaan ons, wanneer ons daar aankom, sal ons ook kan sê, dat nie een van die beloftes wat die Here gemaak het, agterweë gebly het nie. En so sien ek deur hierdie verhaal, hoe die Here ook vir ons intree. En hy sê, geen een van die vyande kon stand hou voor die volk nie, want die Here het hulle gelei. En daarom glo ek, dat Satan in al sy boosheid, en al sy slimstreke, en al sy bedrog, sal nie kan staan teen die aanslag wat die Here bied om ons huis toe te neem nie. Hy sal al ons vyande verslaan. En dan sê vers 45, interessante sin. Wat sê dit? Geen woord van al die goeie woorde wat die Here met die huis van Israel gespreek het onvervuld gebly nie. Alles het uitgekom. En wanneer ons mekaar, liewe kykers, sien in die Beterland, sal ons ook vir mekaar kan sê, dat elke woord wat die Here gespreek het waar geword. En ons sal besef, dat in die hart van die mens nie eens 'n greintjie opgekom het van die lieflike dinge wat die Here vir ons gegee het, gesê het, beloof het, beplan het, en wat ons dan sal ervaar nie. En ek sien met groot verlange daarna uit, want sy woord staan vaster as die berge. 2 Timoteus 2 vers 11. Dit is 'n betroubare woord, want as ons met hom gesterf het, sal ons ook met hom lewe. As ons verdra, sal ons met hom regeer. As ons hom verloon, sal hy ons ook verloon. As ons ontrou is, hy bly getrou. Hy kan homself nie verloon nie. Hier is so groot waarheid omtrent onsse God. En as ons dit so stukkie vir stukkie uitpak, sê Paulus hier aan Timoteus. Hy sê, dis 'n betroubare woord. Timoteus het nie sy eie lewe gekies en gedoen wat hy wou doen nie. Hy het as sendeling, medesendeling saam met Paulus opgetree. Nou, Paulus sê vir hom, dis 'n betroubare woord wat ons het. As ons met hom gesterf het, jou lewe eenkant toe gesit het om vir Christus te lewe, sal ons ook saam met hom lewe. En hy wys hier na 'n groter werklikheid, na die ewige lewe, wat ons sal beerf. En dan sê hy in vers 12, as ons verdra, baie van ons vra. Ons vra en sê, hoekom het dit met my gebeur? Hoekom dit? Hoekom nou? Maar, dit sê, as ons verdra, as ons toelaat, dat die Here in sy werkswinkel, ons karakters, wat so deur sonde skeeflig getrek het, weer regte maak, en regte vorm, deur swaar kry, dan sal ons, sê die teks, met hom regeer. En ons besef nie hoe ver ons van die oorspronklike pad, wat hy vir ons bedoel het, afgedwaal het nie. As ons hom verloon, en hy bied beide kante,
Wanneer ek na advertensies luister, dan gee hulle net die blinkkant. En as ek na die slang luister hier in die tuin van Eden, dan gee hy net die een kant en dan verdraai hy dit nog ook, as hy vir Eva daar ompraat. As ons hom verloon, sal hy ons ook verloon. So die twee weë word duidelik vir ons aangebied en ons kan kies. As ons ontrou is, hy bly getrou. Dit is vir my pragtig. Hy kan homself nie verloon nie. God is getrou. Dis wie hy is. 1 Korintiërs 10 en vers 13. Geen versoeking het julle aangegryp, behalwe 'n menslike nie, maar God is getrou wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. Hierdie is 'n bekende belofte. God ken die mens en hy is nie vir 'n oomblik afwesig nie en hy sal nie toelaat dat ons bo ons kragte versoek word nie. Maar iemand kan in menslike taal sê, dit was iets verskriklik, geen mens kon dit uithou nie. Sou ons versoeking deur een of ander onreëlmatigheid groter wees as wat ons sou kan verdra, wat sê die res van die teks? Maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. So hier kom die belofte by, wat vir jou die versekering gee. Maak nie saak hoe groot die versoeking is nie. God sal vir jou die krag gee, dat jy die versoeking kan weerstaan. Hy is by jou, hy is met jou. Dis nie jy wat veg teen Goliat nie. Dis die Here wat instaan vir jou. En jy sal dit kan verdra. En dit gee vir mens moed. Ons sal kan oorwin. Nou, Adam en Eva het geval op die gebied van aptyd. God het vir ons 'n tong gegee, hy het smaakbekertjies in die tong gesit, met daai haarselletjies, ek sien dit nog soos ek het onder die mikroskoop bestudeer het destyds, en hoe dit, daai chemiese prikkel, weer omgesit word in impuls, en dit medisene weer, en die neuron na die brein toe gaan, en dan proe jou brein. En hy het daardie liefde vir iets wat soet is, wat ook kan suur of sout proe, so het hy die mens geskep. En as jy kyk na die volgende fotootjie daar, dan sien jy daar so 'n sjokoladehappie. Party mense is dit net een happie. En anders sal dit meer happies wees. Maar wanneer jy iets sien wat jou speekselkliere sommer aan die werk sit, dan wat besluit jy? Dink jy aan hoe dit gaan proe? Dink jy aan die gevolge daarvan? Vra jy jouself vrae, is dit nou tyd om te eet? En al hierdie vrae kom in my kop op. Is dit die gesondste wat ek nou kan eet? Is dit iemand andersin? Is dit myne? En so kom daar baie vrae op. Maar die mens vra partykeer nie hierdie vrae nie. Dit praat tot jou sinne, en dan as jy lus daarvoor, en as jy dit nie kry nie, dan gaan jy soos 'n kind maak van sy voete stamp en sy gesig skeef trek en huil. Is ons as volwassenes ook soos 'n kind, wanneer dit by geestelike sake kom. En hier is 'n fisiese beeld, wat jou liggaamsfunksies vasgryp, en dan kan jy nie anders nie, of jy wil nie anders nie, of jy kies nie, om vas te staan op beginsel nie. En is nie net eet nie, daar's seksuele dinge ook, daar's ander maniere wat die duiwel ons kan vang. Nou vra ek myself, hoe pas die volgende begrippe by mekaar in? Wat is die oorsprong van versoeking? Wat is die oorsprong? Waar kom dit vandaan?
waar ontkiem daai saadjie? Is dit by my begeertes? Wat wil ek hê? Nie wat is goed vir my of wat kan ek nou hê nie, wat wil ek nou hê? En dan vra ek vir my 'n tweede vraag, wat is die beskikbaarheid van God se krag en ook my keuse? Ek kan kies, niemand kan jou forceer nie, jy het 'n keuse. En dan derdens is dit Satan se aandeel. Jy het 'n wil, jy het 'n keuse, God verskaf die krag, en jy, Satan kom, en hy het ook 'n aandeel, want hy weet waar jou swakpunt is. Hy weet presies net waar, wanneer, op die regte tyd, om die beeld voor jou neer te sit. Nou ek dink aan die Malva lekker toets. In Engels praat hulle van 'n marshmallow. Nou ek kry hierdie kind so bitter jammer as ons na die volgende fotootjie gaan. Dan het hulle daardie lekker voor die kind neergesit en vir die kind gesê, as jy vir 'n hele 5 minute hier kan sit en hom nie eet nie, dan gee ek vir jou 'n hele pak. Ek weet nie of wat 10 of 20 in 'n pak is nie. Maar as jy hierdie een eet, voor die 5 minute op is, dan is dit al wat jy kry. En wat maak daai kind? Kyk mooi na daai foto. Hy sit en fokus op die versoeking. Hy is besig om elke speekselklier aan die werk te sit in sy liggaam. En dis die verkeerdste ding wat jy kan doen. Maak jou oë toe, dink aan iets anders, sing 'n liedjie, draai jou kop weg, sit jou hande voor jou oë, en dink aan iets anders. Maar wanneer jy na die versoeking toe loop, veral waar jou swakpunt is, dan verdwyn alle logika. En ek het een video gesien, waar daai kind so gesit het, en na 'n minuut en 'n half omtrent, toe kon daai kind dit net nie meer uithou nie, toe gryp hy daai lekker, en hy prop hom in sy mond en hy eet hom. En dis lekker, dis nie sleg nie, dis lekker, en dis wat hy wil hê. Maar hy het nie die verstand om bietjie langer uit te hou, en dan weet hy, dan kan hy vandag een eet, vanaand weer een eet, môre weer 1 of 2 eet, die dag daarna, en dan is sy vrede en vreugde sommer baie meer. Ja, die Here toets ons ook, soos Eva getoets, met die vrug aan die boom. 2 Korintiërs 1 vers 18 asseblief. So waar as God getrou is, ons woord tot julle was nie ja en nee nie. Het Paulus uit 2 monde gepraat, het hy nou so gesê, net nou anders. As jy so 'n vriend het, wat nou getrou is en dan ongetrou is, kan jy saam leef met so 'n persoon? Ons God se woord staan vas. En Paulus sê, ons woord was nie ja en nee nie. Dit was konsekwent. Nou kom ons kyk na die besorgdheid van God oor sy volk. Lees vir ons Josua 21 van vers 1 af. Toe het die familiehoofde van die Lewiete nader gekom na Eleazar, die priester, en na Josua, die seun van Nun, en na die familiehoofde van die stamme van die kinders van Israel, en met hulle gespreek in Silo, in die land Kanaan, en gesê, die Here het deur die diens van Moses bevel gegee, dat aan ons stede afgestaan moet word om in te woon, met hulle weiveld vir ons vee. Toe het die kinders van Israel aan die Lewiete, volgens die bevel van die Here, uit hulle erfdeel die volgende stede met hulle weiveld afgestaan. Die lot het uitgekom vir die geslagte van die Kehatite en die kinders van Aaron, die priester uit die Lewiete,
het ontvang uit die stam van Juda en uit die stam van Simeon en uit die stam van Benjamin, deur die lot 13 stede. En die ander kinders van Kehat uit die geslagte van die stam van Efraim en uit die stam van Dan en uit die halwe stam van Manasse, deur die lot 10 stede. So het hierdie priesters dan gedien. Hulle het nie hulle eie lande moes bewerk en werk doen nie. Hulle het in diens van God gestaan, maar God het vir hulle gesorg. En as hulle diere gehad het, is daar weiveld vir hulle gegee, en daai stede is aan hulle gegee om in te woon. En so kon hulle ook God se woord aan die volk deurbring in die stede waar hulle woon. En daar byderhand is 'n fotootjie van 'n priester. En so het die priesters 'n spesiale groep wat gekies is om die Here voor te stel aan die volk. Josua 23 vers 10. Een man uit julle het 1000 agtervolg, want die Here julle God, hy het vir julle gestry soos hy julle beloof het. Ja, die Here het opgetree vir sy volk. Lees vir ons Kolossense 2 vers 15. Nadat hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. Aan die kruis is die triomfskreet weergalm, nie net oor hierdie aarde nie, maar van blydskap en oorwinning reg deur die kosmos. 2 Korintiërs 10 vers 3. Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. Hier lê Paulus klem op die geestelike wapens, die geestelike magte en kragte wat daar is, die dieper betekenis. Ons kan so maklik na die vlees lewe en net die dinge om ons raak sien. Maar ons besef nie dat God se krag is oneindig groter. Sy besitting is oneindig groter as net die aardse dinge. Efesiërs 6 vers 11 gee dit vir ons nog duideliker deur. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug. So ons word omring deur die bose vandag, deur sonde. En hulle het net een doel, en dis om God se saak te vernietig. Maar dankie vir die wapens wat ons het, vers 13. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Dink jy Paulus het daai skoene aangehad? O ja. Hy het die evangelie verkondig, soos wat hy die God se kerk vervolg het as Saulus in die begin. Baie meer het hy in toewyding die Here gedien en gegaan na waar hy geroep het. Vers 16. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vurige pyle van die bose sal kan uitblus, en neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Daardie swaard, dit waar die wapen waarmee ons veg vandag as Christene, is nie ons vuiste nie, is nie die pistool wat in jou kas is of in jou kluis nie, maar
God se woord, wat baie kragtiger is as die fisiese wapens van die mens vandag. Vers 18, Terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. en smeking vir al die heiliges. Ons het 'n werk, en dalk sê iemand van die kykers, wat kan ek doen? Ek sit hier, ek is oud, ek sit hier in my huisie, kyk nou na Homebase, wat kan ek doen? In die foto wat hierby gaan, wys ek vir u wat u kan doen. En dit is 'n kragtige manier om op te tree. U kan in u slaapkamer, in die stilte tyd plekkie waar u sit en die woord van God lees, daar kan u 'n teks, 'n belofte naslaan, en u kan die vinger daarop sit, of u alleen is, en of u saam met iemand is, maak nie saak nie, en met jou hand op die Bybel, kan jy God se belofte toeëien, en intree vir 'n geliefde, intree vir 'n iemand, 'n pelgrim op pad hemel toe, wat in die moeilikheid is. U kan in geloof intree, en die Here hoor daai gebed, as ons maar meer wil bid, en die krag van die Here wil afsmeek, soos hy beloof het. En wanneer u dit doen, en die goue oomblikke kom, wanneer God u gebed, luister mooi wat ek sê, nie beantwoord word nie, dan besef jy dat die Here besig is om jou karakter te bou, om jou nader te trek, deur hierdie beloftes te bestudeer, en deur te bid, en hy toets jou getrouheid, jou geloof, jou volharding, en hoe meer jy volhard, hoe meer jy op sy belofte staan, en gebed na gebed doen, dag na dag, maand na maand, dalk neem dit jare. Die Here is besig om aan jou karakter te skaaf en te werk, om jou op te bou, want sonde het ons afgebreek, en ons so vleeslik gemaak, dat ons die geestelike nie meer kan begryp nie. Mag die Here 'n glimlag op sy gesig hê, as hy sien hoe sy kinders in gebed verander intree. Dit is ons primêre werk. Kom ons kyk na duidelike grense. Josua 23 vers 6. Maar julle moet daar baie vas by staan om sorgvuldig te doen alles wat geskrywe staan in die wetboek van Moses, dat julle daar nie regs of links van afwyk nie, dat julle met hierdie nasies, wat met julle saam oorgebly het, nie meng nie. Julle mag ook die naam van hulle gode nie vermeld en daarby nie laat sweer nie, en julle mag hulle nie dien en julle voor hulle neerbuig nie, maar die Here julle God moet julle aanhang, soos julle tot vandag toe gedoen het. Ek hoor nou nog hoe 'n jong mens sê, maar ma, dit en dit is so, dis 'n goeie mens, en so, en hulle sien net die goeie dinge raak, veral as jy verlief is. Jy sien die positiewe dinge raak, maar jy sien nie die werklikheid raak nie. Jy het ook nie jou Bybel getrou gelees om te sê, bly weg nie. Hier sê, dit moenie hulle dien nie. Moenie hulle dien. Hoekom moes hulle alles vernietig toe hulle in Kanaan kom? Daar het afgode, hulle het afgode gehad wat hulle aanbid het. En hulle het praktyke gehad wat boos was. En hierdie dinge sou hulle gedagtes wegneem van die Here af, na waar die Satan dit wou hê. En so waarsku die Here hulle in liefde. En hy sê, moet nie hulle navolg nie. Vernietig daai dinge, kyk nie eers daarna nie. Dis nie deel van wat ek vir julle beplan het nie. En God is nie besig om dit wat mooi en lekker is weg te neem van ons jong mense nie. Hy is juis besig om sy grense, sy wette daar te stel in liefde, sodat hulle die ware vreugde sal ervaar van die wet van vryheid.
En daai wet van vryheid is 'n wet van gehoorsaamheid aan God se wet. Josua 23 vers 12. Want as julle ooit mag afwyk en hierdie nasies aanhang wat nog met julle saam oorgebly het, en julle met hulle verswaar en julle met hulle en hulle met jul meng, weet dan verseker dat die Here julle God nie langer hierdie nasies voor julle uit sal verdrywe nie, maar hulle sal vir julle 'n vangnet en 'n stryk wees en 'n angel in julle sye en dorings in julle oë, totdat julle omkom uit hierdie goeie land wat die Here julle God aan julle gegee het. Nou hier is 'n baie aanskoulike drastiese waarskuwing. Die Here sê dit sal angels wees in jou sye. Nou ek het nog nie iemand gekry wat sê, ag, ek kan maar hier by die bykas staan, die bye steek pla my nie. Ek het al gesien hoe mense hardloop, alles weggooi wat hulle het in hulle hande, alles los en net rieme neerlê en pad gee dat hulle kan wegkom van of die bye of die perdebye of wat ook al. Dis nie lekker nie. En so het God ook van die Kanaaniete verdryf. In die bygaande fotootjie kan jy sien daar hoe die bytjie daar sit en hy's besig daarom te ontspan of te rus vir 'n oombliekie. Maar wanneer jy hom kwaad maak, of wanneer jy haar kwaad maak, dan gaan dit nie goed met jou nie. En ek weet nie of u al dorings tussen jou vingers gekry het nie. En dan sit jy tussen die twee vingers en sla mekaar raak en voel jy daai doringkie. En jy kan nie vrede hê voor jy daai doring uitgetrek het of afgeskuur het met iets wat grof is, want dit irriteer jou. En dan sê hy ook, soos dorings in julle oë. Ek kan nie my voorstel hoe sensitief dit sal wees as jy daai dorings in jou oog kry nie. Maar ek het dit al baie tussen my vingers gehad en dis irriterend genoeg. En dan in die tweede fotootjie daarby kan jy sien hoe lyk 'n byangel wat daar verwyder is en onder die mikroskoop afgeneem is. Daardie groot stukkie weefsel aan die basis is deel van die by se agterlyf. En daai skerpuntjie, dit is die angel. En voor aan daai skerpunt van die angel is daar weer hakkies wat in jou vel vashak. En dan haak die angel vas en as die by wegvlieg, dan skeur daai deel van die agterlyf uit, die by uit en dan gaan daai by dood. Hy gee sy lewe deur die swerm te beskerm as daar dalk 'n dier kom, soos 'n ratel of 'n bees of 'n diertjie wat daardie heuning wil eet en die kas wil omgooi. God se toorn. Kom ons kyk vir 'n oomblik daarna, want dit kan 'n struikelblok vir mense wees. Josua 23 vers 15. Maar soos al die goeie woorde oor julle gekom het, wat die Here julle God oor julle gespreek het, so sal die Here oor julle al die onheilswoorde laat kom, totdat hy julle verdelg het uit hierdie goeie land, wat die Here julle God aan julle gegee het. So daar's of goeie woorde, of daar's onheilswoorde. En die keuse is ons, die Here stel sy vereistes baie duidelik. Vers 16. As julle die verbond van die Here julle God wat hy julle beveel het, oortree en ander gode gaan dien, en julle voor hulle neerbuig, dan sal die toorn van die Here teen julle ontvlam, en julle sal gou omkom uit die land wat hy aan julle gegee het. Nou wanneer 'n ouer, ek maak dit maar baie eenvoudig, vir 'n kind sê, in 'n huis waar daar nie elektrisiteit is nie en daar's kersse en lampe, moenie met die vuurhoutjie speel nie, moenie met die kers speel nie, want die was mors op die mat dalk, die mat kan in die brand slaan, die meubels kan in die brand slaan, die huis kan afbrand. En wanneer daai kind ongehoorsaam is en sê die ouer is te streng, en die huisie brand af waar die kers is, en dan kan jy ook brandmerke opdoen.
brandwonde. Nou, as die ouers sê, bly weg daarvan, is hulle besig om daai kind lief te hê en te beskerm? Definitief. En as die ouer dan vir die kind sê, hierdie huis gaan afbrand, ons gaan nie kos hê om te eet nie, jy gaan nie 'n bed hê om in te slaap nie, jy gaan nie klere hê om aan te trek nie. Dit is die toorn van God, wanneer hy jou die ander kant wys as jy ongehoorsaam is. En die duiwel kom, en hy draai die feite net mooi 180 grade om. Oortreding van God se liefdeswet lei afdraande. En daai afdraande lei tot die dood vir Adam en Eva en vir al die spotters van die sonvloed wat so met Noag gespot het, dag in en dag uit, jaar in en jaar uit. Wat van die inwoners van Jericho, wat op hulle geweldige muur en die hoogte daarvan staat gemaak het, terwyl een vrou gesê het, die Here, hy is God, en die Here het deur sy engele daardie stukkie muur bewaar, dat dit nie omgeval het nie, want Rahab sy huis was in die muur ingebou, en na Jericho geval het, en hulle aai wou inval, toe is daar 36 mense dood, want een persoon het gaan oortree, hy het gaan vat wat hy nie mag vat nie, en God het gesê, jy mag nie, en het dit toe vreugde vir Agan gebring, en sy gesin? Nee, hulle is gestenig, dit het tot hulle dood gelei. Dan dink ek aan Judas. Judas was slim, hy was die slimste van al die disippels, hy het die hoogste posisie van die disippels beklee, hy het die beursie gedra, en hy het ook na Jesus gewandel, maar sy planne was in sy gedagtes en in sy oë beter as die meestersin, en hy het baie keer die meester verkwalik, dat hy sulke dom besluite geneem het. Dan dink ek aan Ananias en Safira, hulle het ander plannetjies gehad, en hulle wou ook die aansien hê in die kerk, en hulle is een na die ander begrawe. Dit is God wat in liefde jou waarsku, soos 'n ouer sy kind, om hom van gevaar weg te hou. Die toorn van God teen sonde en sy liefde vir die sondaar word beide openbaar by sy kruisdood. Ek gaan daai sinnetjie herhaal. Die toorn van God teen sonde, teen die verkeerde keuse, en sy liefde vir die sondaar word beide openbaar by sy kruisdood. Lees vir ons Numeri 11 vers 33. Die vleis was nog tussen hulle tande, voordat dit gekou was, toe die toorn van die Here alreeds teen die volk ontvlam het, en die Here het onder die volk 'n baie groot slagting teweeggebring. Nou kan jy onthou wat hier in Numeri 11 gebeur het? Waarna het hulle gesmag? Wat wou hulle hê? Hulle wou terug verlang na die vleispotte van Egipte. Van Egipte. En die Here het gesê, hulle sal vleis kry. En wat vir my baie interessant is dat daar, in daardie gebied waar hulle was, vlieg daar swerms van hierdie kwartels oor, elke jaar, as hulle wegtrek en dan weer terugtrek, hulle migreer, sê ons. Nou net eers 2 fotootjies, daar's 'n foto van 2 kwarteltjies, en as jy kyk na die grootte van die man se hande, en dan daai 2 voeltjies, dan is hulle maar mossie grootte. Die ou kwarteltjies was baie klein, maar hulle trek in daai gebied, en ek het bietjie gaan nalees oor die trekgewoontes van daardie voëls, en ek lees dit in Engels soos ek dit gekry het op die internet. European migratory quails, en hulle naam is Cotornix cotornix. They can be poisonous to humans, a condition called
ecotourism, primarily during autumn in the migration months. Nou, wat vir my so interessant is dat hierdie is feite, wat vandag nog waar is. Daardie kwartels, wanneer hulle beweeg, en dan sê die internet vir ons, hulle beweeg in duisende en miljoene van hulle, vlieg hulle so in swerm saam. Dit is geweldig baie. En hier het ons 'n kykie, 'n nummerie van daai tyd, wat dit toe ook gebeur het. Dan op pad van A na B toe, dan rus hulle oor op sekere plekke en dan eet hulle van sekere plante wat giftig is. En dan as jy daai voeltjie vang en jy eet hom, dan kom jy niks oor nie, want jou liggaam kan dit hanteer. Maar as jy jou gaan ooreet daaraan en te veel inneem, dan veroorsaak dit naarheid en hoofpyn en siekte, en dan sê die internet selfs die dood. En hierdie mense het hulle, as ek 'n lelike woord mag gebruik, hulle het hulle ooreet. Hulle het hulle heeltemal ooreet, en die woord sê, die vleis was nog tussen hulle tande, voordat dit gekou was, toe die toorn van die Here ontvlam het. Die Here het hulle nie siek gemaak nie. Hulle het te veel daarvan ingekry en van daai stowwe wat hulle geëet het. Interessant genoeg sê die wetenskaplikes vir my, as daai voëls terugvlieg, dan vlieg hulle oor 'n gebied waar daardie giftige plante nie is nie. As jy dan van hulle eet, dan kry jy nie daai simptome nie. So aan die een kant toe kan hulle giftig wees, indien jy 10-20 van daardie voeltjies eet. En dit was net vir my interessant. Lees vir ons 2 Kronieke 36 vers 15. En die Here, die God van hulle vaders, het vroeg en laat na hulle gestuur deur die diens van sy boodskappers, want hy het medelyde met sy volk en met sy woning gehad. Maar hulle het die boodskappers van God uitgelag en sy woorde verag en met sy profete gespot, totdat die grimmigheid van die Here teen sy volk opgekom het, totdat daar geen genesing meer was nie. Wanneer 'n kind die woorde van sy ouers sou analiseer, en hy het 'n klomp jong mense om hom, en hy kind vra vir sy maat, sy sê, dink jy nie pa en ma praat twak nie? Hulle gaan nie glo wat die ouers sê nie, en net so dink die mens, dat hy bokant God is, en dat sy eie verstand en redenasie vermoë beter is. En dan spot ons met God se woord, met die profete. So het hulle gemaak in die tyd van die sonvloed, deur al die eeue, en hulle het kort gekom. Openbaring 15 vers 1. En ek het 'n ander teken in die hemel gesien, groot en wonderlik, 7 engele met die 7 laaste plae, want daarmee is die grimmigheid van God voleindig. Nou hierdie is 'n baie ernstige studie in Openbaring 15 en 16. Ons lewe nou in die stroom van tyd, na 1844, in die tyd wanneer die rekords in die hemel ondersoek word, eers van hulle wat gesterf het en daarna die lewendes. En God is besig met hierdie ondersoekende oordeel. Wanneer hy dit voltooi het, daardie datum ken niemand nie, dan tree hy uit die allerheiligste van die heiligdom in die hemel uit. Dan is genade nie meer nie. Dan is hy wat heilig is, kan nog heiliger word, en hy wat onheilig is of vuil is, sal nog vuiler word. Daar's dan niemand meer wat intree nie. Dan trek God sy engele terug wat die winde vashou van die aarde. Die duiwel kry volle beheer, en hy maak chaos op hierdie aarde. Ek bedoel chaos. Die woord van die Here sê, 'n tyd van benoudheid soos daar nog nooit was nie. God se engele
hou dan die wag oor elkeen van sy kinders, laat niks hulle tref nie. Maar dit is nog 'n benoude tyd. En in daardie tyd word die aarde vernietig, die mense word vernietig. En daardie skale, die 7 laaste pla word uitgegiet op hierdie aarde. Nou ek gaan vir u 'n skaal of 'n bak, dis bakke, waarin daar iets is wat op die mens uitgegooi word. God se oordeel oor die goddelose. En ek het daarso by 'n staalfabriek in hierdie foto sien nie waar daar 'n groot houer vol smeltende staal uitgegiet word in 'n ander bak. En ek het die temperature nageslaan, dis iets verskrikliks. Hulle verhit daardie staal tot 'n vloeibare medium, ver bokant sy smeltpunt, sodat alle onreinhede daaruit verwyder word, en dan word dit so uitgegooi. En waar daar 'n druppeltjie spat, daar slaan alles wat brandbaar is aan die brand. Dit is duisende grade Celsius. En nou, wat sê Josua 23 vers 11 vir ons? Neem julle dan terdee in ag ter wille van julle siele, om die Here julle God lief te hê. Ek herhaal, wat moet ons terdee in ag neem? Tot die ewige lewe, dat ons God liefhet. Met ander woorde, hy wat getrou is. En ons kan hom vertrou en weet dat dit die ewige lewe vir ons sal bring. Deuteronomium 6 vers 5, ons laaste vers. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. En as ons daar kyk na daai groepfoto, dan sien ons daar hoeveel mense, seker 'n stuk of 20. En ek het self daar die foto geneem, en toe ek tel hoeveel mense daar nog leef vandag, toe vind ek uit dat 50% leef nie meer nie. Met ander woorde, die keuses wat ons maak, tel vir die ewigheid. Kom ons bid saam. Dierbare Vader in die hemel, ons dankie dat ons 'n God dien wat getrou is, wat belangstel in ons redding, wat vir ons reëls en wette gee tot ons voordeel, tot ons ewige voordeel. En maak ons getrou om vandag te kies, sodat wanneer ons gaan rus, ons sal opstaan in die opstandingsdag om ons Meester te ontmoet. Amen.